Goeienaand en baie welkom by ons eerste aand van week van gebed. Ons praat vanaand en môre aand praat ons oor die wil van die Here. En vanaand is dit dat ons dit nie moet oorkompliseer nie. En dan môre aand praat ons oor die feit dat wat doen ons wanneer die wil van die Here nie duidelik is nie. En dit is goed waaroor ons kan bid. Want die twee grootste vrae is dat hoekom is ek hier en wat is die doel van my lewe? En ons is hier omdat God ons gemaak het en ons is hier om vir hom te lewe en om ons behoort aan die Here. So vanaand en môre aand praat ons oor die wil van die Here en dan woensdag aand praat ons oor 'n gebed wat sê spreek Here, van hoe belangrik dit is, wat dit beteken wanneer ons dit sê en wat se impak dit op elkeen van ons se lewens het. So mag ons hierdie 3 aande 'n bietjie stil staan en net bid tot die Here en vra dat hy sy wil aan ons openbaar, dat hy deur sy gees in ons praat, dat as hy jou oortuig van iets wat jy dalk moet bely of wat jy dalk moet opneem en begin, of iets waarvan jy moet afsien, dat God dit in ons lewens sal inspreek, dit op ons harte sal lê, en dat ons sal doen dit wat hy vir ons vra. So kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie Here dat ons 'n geleentheid kan hê om as gelowiges net so hier in die begin van die jaar 'n paar aande stil te word, en net 'n bietjie te reflekteer oor wat U wil is vir ons lewens, hoe U wil hê ons moet leef, wat U wil hê ons moet doen, wat se impak ons moet hê in die omgewing rondom ons, in die gemeenskap en in die gemeente, en dat ons ook ons ore moet oopmaak, dat ons nie net moet bid en vra nie, maar dat ons ook sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Met ander woorde, dat ons sal hoor dit wat U vir ons wil sê, dat dit deel sal wees van ons lewens en dat ons ook 'n verandering sal bring daar waar dit nodig is. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So vanaand kyk ons bietjie na wat is die wil van God vir my lewe. Ek het so aan die einde van verlede jaar, ek weet ook nie of dit aan die einde is nie, maar dit was iewers in verlede jaar het ek daar by julle gepreek. En dit het ek gepreek oor die wil van God en ons het gesê daar is 4 aspekte van God se wil. Die eerste een is dat God soewerein is, met ander woorde hy is in beheer van alles. Hy is die skepper van alles, daar is 'n soewereine wil van God, met ander woorde dat daar is iets wat hy gaan laat gebeur en niemand kan dit keer nie. Daar is die morele wil van God. Dit is wanneer God vir ons sê hoe ons moet leef. Sy woord is nie gekoppel aan emosies van mense nie, dit is nie gekoppel aan die tyd van vandag nie, maar dit gaan oor dat God wil hê ons moet op 'n sekere manier lewe. Dan is daar die toelatende wil van God. Die toelatende wil van God sê vir ons dat daar is sekere goed wat in ons lewe gebeur. God hou nie noodwendig daarvan nie, maar hy laat dit toe. Al verstaan ons dit partykeer nie en al is dit nie vir ons lekker nie. Die Here laat dit toe in ons lewe. En dan is daar die persoonlike wil van God, dat hy elkeen van ons geroep het om iets te doen, om 'n verskil te maak in die wêreld, en dat hy ons geroep het tot goeie dade. Ons word nie gered deur goeie dade nie, maar die goeie dade wat God vir ons gee, sê vir ons dat daar iets is wat die Here wil hê elkeen van ons moet doen. So vanaand praat ons oor die feit dat ons nie God se wil moet kompliseer nie. Want ek dink ons soek so baie na, wat is dit wat God wil hê ek moet doen? Wat is dit wat hy wil hê ek moet doen met my lewe? Wat is dit wat hy wil hê ek moet aan werk, of in wat se verhouding ek moet wees, of waar ek moet werk, wat ek moet doen, waar ek moet bly. Maar soveel goed wat ons van die Here vra om te sê, maar wat is dit wat God wil hê ons moet doen? Ons wil nie die oomblik mis nie. Ons soek na daardie kolletjie op die kaart waar God vir ons sê, hierdie is die ding wat jy moet doen, of hierdie is die pad waar langs jy moet loop. En ons wil nie die verkeerde keuses maak nie. Ons wil God eer met ons lewe. Ons wil weet wat hy vir ons sê. Ons wil nie die perfekte geleentheid mis nie. Ons wil regtig waar in die teenwoordigheid van God wees. En dat ons hoor dit wat die Here vir elkeen van ons wil sê.
En die probleem wat ons het is dat ons jaag so na die perfekte antwoord vir môre of vir die toekoms, dat ons mis dit wat God wil hê ons vandag moet wees. Ons mis die oomblik wat God wil hê ons vandag moet doen. Ons oorkompliseer die wil van God en ons vergeet die goedheid van God, van dit wat hy vandag vir ons wil gee en dit wat hy vandag in elkeen van ons se lewens wil doen. En daarom dat ons God moet vra dat hy ons sal wys wat sy wil is vir ons lewens. En nou miskien dink jy, ja, daar's sulke groot goeders wat ek wil doen. Daar's soveel goed wat ek wil bereik eendag. Ek wil 'n verskil maak in die wêreld, dat ons die perfekte oomblik van vandag mis. Ons is geneig om te wil weet, wat moet ons doen? Wat moet ons vandag doen? Wat moet ons môre doen? Wat moet ons oor 5 jaar doen? Doen die hele tyd. Ons wil weet, wat wil God hê, moet ons doen, terwyl ons die punt mis, dat God wil hê, die eerste ding van sy wil vir ons as mense, vir ons as gelowiges, is nie noodwendig 'n doen nie. Dis nie 'n wat nie, dis 'n wie. God se wil gaan meer oor wie as oor wat. Dit gaan meer oor wie ek en jy word. Dit gaan meer oor wie ons is as mense, as oor wat ons doen. God is meer besorg daaroor dat ons meer soos Christus word, dat ons karakter verander word, dat ons nie soos die wêreld is nie, dat ons anders is, dat ons sy kinders is, dat ons dat ons nader beweeg aan hom, dat ons groei in ons karakter om soos Christus te wees, dat ons groei in ons verhouding met hom, dat ons nader aan God sal wees, dat ons God sal ervaar vir wie hy is. Want as jy die wil van God wil verstaan, dan moet jy begin om die hart van God te verstaan. Om te weet wat in God se hart aangaan. Ons dink aan al die groot besluite. Waar gaan ons bly? Moet ek nog 'n plaas koop? Moet ek nog 'n huis koop? Moet ek van my goed verkoop? Moet ek nog iets byhuur? Moet ek nog iets doen? Daar's soveel goed, daar's soveel groot goeders waaraan ons dink, terwyl ons mis die mense wat voor ons is, die geleenthede wat nou op ons pad is. Ons dink aan, as jy nog jonk is en jy dink aan universiteit, ons dink aan universiteit, maar ons dink min daaroor oor hoeveel tyd ons nou mors op sosiale media. Jy dink aan iemand wat jy mee gaan trou eendag of in die toekoms, terwyl jy mis die mense met wie jy nou in verhouding is. Ons dink aan die groot goed wat eendag moet gebeur, terwyl ons die geleenthede wat God vir ons nou gee, mis baie keer. Ons dink aan wat se werk ons moet doen. En as jy die Bybel gaan lees, die enigste keer wanneer Jesus Christus praat oor werk, dan praat hy daaroor in Matteus hoofstuk 6 vers 34, dan sê hy, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Wanneer hy oor werk gepraat het met die mense, dan het hy eintlik vir hulle gesê, los julle werk en volg my, en kom wees vissers van mense en verkondig die evangelie. Maar ons mis die tyd, ons is so bekommerd oor môre, dat ons mis hoe ons leef vandag, hoe ons geld spandeer vandag, hoe ons vir mense omgee vandag, hoe ons werk saam met ander vandag, hoe ek in my verhouding is met Christus vandag. Daar is soveel dinge oor die toekoms en oor môre, dat Christus sê, moenie worry oor môre nie, leef vir vandag, want môre is sy eie probleme. So, leef vir vandag en vir wat jy vandag moet doen. Jakobus stel dit so in Jakobus 4 vers 13 tot 15. Hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en ons sal geld maak, né? Want dis wat ons doen.
Ons wil leef, ons wil werk, ons wil geld maak, ons wil inkomste verdien. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie, dan sê hy, julle is maar 'n damp. Die Engels sê, you're but a mist, nee? Wat 'n oomblik verskyn en dan sommer net weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Want God se plan is nie altyd net ons plan nie. Ons het nie nodig om die toekoms uit te pleis nie. God se wil is dat ons hom vandag soek. Dat ons hom vandag sal lief hê. Dat ons hom vandag sal gehoorsaam. Dat ons vandag sal doen wat hy graag wil hê elkeen van ons moet doen. Dat ons vandag die vrug van die Gees sal uitdra. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, goedheid, selfbeheersing, sagmoedigheid. Dat ons dit vandag uitleef en nie so bekommerd is oor die dag van môre nie. As jy God se wil vir jou lewe wil ken, leer sy hart ken. Dat ons in verhouding moet wees met hom. As jy die wil van jou lewe vir God vandag wil weet, is die belangrikste ding om vandag gehoorsaam te leef aan Jesus Christus. As jy die wil van God vir jou wil verstaan vandag, leef gehoorsaam aan Christus. Doen wat hy vir jou sê. Ons het gepraat oor die soewereine wil van God, ons het gepraat oor die morele wil, die toelatende wil, die persoonlike wil, maar wat is God se morele wil vir ons lewe? Ons dink baie keer dat God wil hê ons moet 'n baas wees van 'n plek of 'n eienaar wees van 'n besigheid, en miskien is dit so, maar wat God wil hê vir jou vandag, daar waar jy nou sit en hierdie video kyk, wat God wil hê is, sy wil vir jou lewe is dit. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Daardie woord heilig is hagios in Grieks. Dit beteken om eenkant te wees, afgesonder te wees, God se eiendom te wees, aan die Here te behoort. En dan kom Paulus en dan skryf hy in Romeine 12 vers 2, hy sê, dis seker een van die mooiste gedeeltes in die Bybel vir my, Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dat ons anders begin dink as die wêreld. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, né? Hier sê hy vir ons, as jy toelaat dat jou gedagtes verander, dat jy dink aan die dinge van God, dat jy dink aan die dinge daarbo, dan sal jy weet wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Dis die wil van God vir ons lewe, dat ons heilig sal lewe, dat ons afgesonder sal wees. Maar ek het gedink, die Here wil hê ek moet 'n sendeling wees, of ek moet 'n influencer wees, of ek moet 'n pastoor wees, of ek moet 'n programmeerder wees. En ja, miskien is dit deel van jou toekoms, maar God sê vir ons, wat jy vandag kan doen, wat jy vandag moet doen, om God se wil te verstaan, is om toe te laat dat hy jou denke vernuwe, dat ons anders begin dink as die wêreld. Dat dit meer gaan oor die wie, as oor die wat. 2 Timoteus 1 vers 9 sê vir ons, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie op grond van dit wat ons doen nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het, dat ons syne is. Dat dit nie gaan oor hoe goed ons is nie, maar dit gaan oor hoe groot en goed God is. So as jy vra, wat is die wil van God vir jou lewe, dan moet ons dalk die vraag verander. In plaas daarvan dat ons wil vra, wat wil God hê moet ek doen? Vra eerder, wie wil God hê moet ek word? Dat ons denke verander, dat ons begin dink oor die dinge daarbo, wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie vraag sê jou lewe verander. Want hierdie vraag sê vir jou, wie wil God hê moet ek wees? Wanneer jy môre by die skool kom, wie wil God hê moet ek wees? Moet ek dieselfde as die wêreld wees, of moet ek anders begin dink, en die mense rondom my met respek hanteer? Met wie wil God hê moet ek in 'n verhouding wees?
dat ek die mense met wie ek nou in 'n verhouding is, so hanteer soos wat God dit wil hê. So as ek nou daar by jou gesit het of voor jou gestaan het, dan sou ek vir jou gevra het, dink jy dat dit God se wil is dat ek die evangelie verkondig? En miskien sê jy ja, wat 'n goeie ding is, bygesê. En die tweede vraag is, dink jy dat dit God se wil is dat ek my vrou liefhet soos wat Christus die kerk liefhet? Laat dit 'n bietjie insink. Want vir God gaan dit meer oor my integriteit as oor dit wat ek doen. Ja, die preek is 'n goeie ding, dit is die wil van God, maar dit is sekondêr. As ek preek, maar ek het nie my vrou lief soos wat Christus die kerk lief het nie, of ek verneek haar, of ek behandel haar nie soos wat dit moet wees nie, dan is dit wat ek doen irrelevant. Dan is ek buite die wil van God. As jy 'n besigheidsman is, en jy doen besigheid soos die wêreld, en jy betaal bribes, en jy doen besigheid op 'n oneerlike manier, jy is miskien 'n goeie besigheidsman, maar jy is buite die wil van God. Want dit is nie hoe God wil hê ons moet leef nie. As jy in mense sleg behandel en mense sleg sê en jy weet sleg optree teenoor ander mense, al is jy hoe goeie prediker of hoe goeie besigheidshou, jy is buite die wil van God want jy doen nie wat God wil hê nie. Jy kan mooi gebedjies bid en jy kan die regte dinge doen en jy kan baie geld maak. Maar as jy nie leef soos wat Christus wil hê jy moet leef nie, dan is jy buite die wil van God. Want God se wil is dat ons afgesonder moet wees vir hom, dat ons gedagtes moet verander en dink aan die dinge daarbo wat vir God goed aanneemlik en volmaak is. Integriteit is waaroor dit gaan in ons lewens, dat ons die mense sal wees wie God wil hê ons moet wees. So die vraag is daar die perfekte loopbaan? Is daar die regte persoon om mee te trou? Ja, daar is seker. Is daar die regte werk wat ek moet doen? Is daar die regte plek waar ek moet skool gaan? En die antwoord is nie noodwendig nie. Miskien sê God vir jou, jy moet presies hier bly of hier gaan werk of na hierdie skool toe gaan. Maar vir God gaan dit meer oor, as jy daar is, wat se tipe mens is jy? Behoort jy aan God? Maak jou hart oop. En na hierdie boodskap dan is die oproep om te sê, maar Here, kom in my lewe in en vernuwe my gedagtes. Maak dit nuut. Dat waar ek werk, daar by die dokter se spreekkamer, of daar waar ek 'n pasiënt sien, of daar waar ek in die bank werk, of daar waar ek by die binnelandse sake werk, of daar waar ek op my plaas is, Here, dat ek die mens sal wees wat U wil hê ek moet wees. Dat ek alles sal doen, al my werk, dat ek alles in my lewe sal doen, tot eer van U naam. Ons soek God se wil vir die toekoms. En mense, môre is nie eens gewaarborg nie. Ons weet nie of ons hier gaan wees môre nie. Maar ons kan vandag 'n verskil maak. Ons kan vandag iewers in iemand se lewe intree. As jy 'n groot verskil in die toekoms wil maak, doen die klein dingetjies vandag. Doen, as jy eendag, en God roep jou tot iets, as jy eendag iets wil doen, spandeer vandag tyd in sy woord. Bid vandag tot hom. Leef tot eer van hom vandag. Wees heilig, wees eenkant, dat ons nie gelyk is in hierdie wêreld nie, dat ons nie beïnvloed word deur die media soos die wêreld nie, dat ons nie vermaak word deur dieselfde goed as die wêreld nie, dat ons nie deur na dieselfde musiek te luister as die wêreld nie, dat ons nie doen dit wat die wêreld doen nie, want die wêreld vier jou, hulle hou 'n partytjie vir jou oor dit wat jy bereik, hoe groot jou bankbalans is en waar jy bly en wat se kar jy ry en wat se klere jy dra.
God vier, God celebrate wanneer jy leef soos wat hy wil hê jy moet leef. Wanneer jy in verhouding is met hom. As jy groot dinge in die toekoms wil doen, doen die klein dingetjies tot eer van God vandag. Het gaan nie oor wat ons doen, of waar ons bly, of wat ons besit nie. Het gaan oor wie ons word. En vra jouself die vraag af, is ek meer besorgd oor môre en dit wat môre bring, of wil ek vandag weet wie God wil hê ek moet wees? Dat ek groei in verhouding met hom, dat ek nader beweeg aan hom deur die Heilige Gees, dat ek die dinge doen waartoe hy my geroep het, dat ons die vrug van die Gees elke dag op hierdie oomblik, as jy hierdie video klaar gekyk het, dat jy die vrug van die Gees openbaar aan iemand anders, want het gaan oor ons integriteit. Het gaan oor wat ons doen en hoe ons leef teenoor ander mense, dat ons denke sal vernuwe, dat ons toelaat dat God ons hart sal verander. Mag dit vir julle 'n besondere aand wees en neem 'n oomblik, as jy hierdie video klaar gekyk het, en môre aand en die aand daarna, neem 'n oomblik net om stil te word en die Here eerstens te prys vir wie hy is, dat hy jou vandag gegee het, en om vir hom te vra, openbaar aan my daar waar ek tekort skiet en waar ek kan verander, om nader in verhouding met u te kan leef, om u ambassadeur te kan wees hier op aarde, om die doel te kan leef waarvoor u my geroep het. Here ons God, ons dank u dat u ons roep om nie iets te doen nie, maar om iemand te wees. 'n Persoon van integriteit, 'n persoon wat die vrug van die Gees van liefde, vreugde, vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, geduld, om dit te kan wys vandag teenoor die mense in ons lewens. Dat ons sal groei in verhouding met u, dat ons sal groei deur die Heilige Gees, om meer te word soos wat u wil hê ons moet wees, dat ons sal toelaat dat die Gees ons gedagtes verander, dat ons nie sal dink soos die wêreld nie, dat ons nie sal optree soos die wêreld nie, en dat ons dan sal kan onderskei wat u wil is, wat vir u goed, aanneemlik en volmaak is. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor vanaand, dat u met hulle sal spreek, en dat ons in hierdie 3 aande in 'n dieper verhouding met u sal beweeg. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.